Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus 4 hier vanaf vers 1 tot en met vers 11. 'n Baie bekende gedeelte en dit gaan oor Jesus se versoeking in die woestyn. Ek wil tog die eerste paar verse net lees. Daar staan: Toe is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei en om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: As u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Maar hy antwoord: Daar staan geskrywe: 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ons lees 'n verhaal wat geskryf is deur die Britse teoloog N.T. Wright. En hy vertel die verhaal van Jennifer wat tot parlementslid vir haar kiesafdeling verkies is. Hy sê dat Jennifer die begeerte of die wens gehad het om regtig 'n verskil te maak in haar gemeenskap, om met integriteit te leef en om die gemeenskap eerste te stel ook in haar bediening as parlementslid. Na die verkiesing het daar teenstemme in haar kop begin draai deur te sê: maar gebruik hierdie geleentheid vir jou eie aansien. Maak geld uit die posisie waarin jy nou is. En ten spyte daarvan dat sy die begeerte gehad het om 'n verskil te maak, is dit dat hierdie teenstemme dit vir haar moeilik gemaak het om hierdie ideaal te leef en te verwesenlik wat vir haar belangrik was. Op 'n manier kan ons sê, dit is ook iets van die verhaal wat ons vanoggend gelees het. Die Jesus wat gekonfronteer word deur die duiwel, sekere teenstemme wat vir hom geopper word, is as 'n versoeking dan ook op sy bediening. Nou as jy mens gaan kyk na die konteks van hierdie gedeelte, dan sien ons dit gebeur na die doop van Jesus Christus, die Heilige Gees wat oor Christus gekom het en gesê het: maar dit is my geliefde seun. En eintlik kan ons sê dat Jesus se doop was die bevestiging van sy roeping, dat hy gekom het om as Messias of as verlosser van hierdie wêreld te leef en op te tree. Dat hy gekom het nie om sy eie wil te doen nie, maar om die wil van God te doen, om God se plan te verwesenlik, deurdat hy gekom het as verlosser, as redder van hierdie wêreld. En daarom as die versoeking na hom toe kom, dan is dit natuurlik 'n versoeking wat ook sy identiteit raak, want sou hy aan hierdie versoekings dan ook toegegee het, dan beteken dit eintlik dat die duiwel sou geslaag het in die plan wat God vir hierdie wêreld gehad het. Dat hy in Christus vir ons gekies het en dat daar in Christus vir ons redding gekom het en dat hy gekom het as redder, hy wat in die kruis vir ons sou sterf, sodat ons die ewige lewe kon ontvang. En nou is dit dat die duiwel na hom toe kom en sê: maar as u die seun van God is, moet jy die volgende kan doen. Ons hoor hierso van klippe dat brood moet word, hy moet op die hoogste punt van die tempel staan en spring en dat die Here hom sal beskerm en dat natuurlik heel laaste dat die Here vir hom sal neerval en dan ook vir hom mag aanbid. Nou sou Christus aan hierdie versoekings toegegee het, dan beteken dit eintlik dat Satan sou geslaag het deurdat God nie sy plan in Christus kon verwesenlik nie. Want jy sien, hy wat honger was, hy wat moeg was, wat hierdie versoeking gehad het om ook klip in brood te verander, besef natuurlik dat wanneer die Here dit doen, dan sou die fokus op Christus geval het en nie op God nie. Terwyl Christus gekom het om te sê: ek het gekom om die wil van my Vader te doen, sodat julle vir God deur my kan leer ken as weg tot redding en as verlossing ook in julle lewe. Die feit dat Christus nie toegegee het in die versoekings nie, bevestig vir ons dan dat hy gekies het om vir God te dien. Gekies het om die moeilike pad te stap, om die lydingspad te stap, pad van lyding en van swaar kry. En dan is dit opvallend hoe God die woord gebruik en hoe hy die Bybel gebruik as riglyn vir sy lewe. En dat selfs wanneer Satan kom en die Bybel gebruik, maar nie vanuit sy konteks nie,
dat Christus elke keer teruggaan en die volle betekenis van die woord ken en verstaan en die duiwel daarop antwoord. En deurdat Christus dan nou nee sê, gee hy vir ons ook die krag om oorwinnend te leef oor elke versoeking wat daar oor ons lewenspad kom. Want dieselfde Gees wat in Christus is ook in ons, en ons leef deur die Gees, en daarom is dit dat die Gees dan ook vir ons bemagtig en die vermoë gee om te leef na die wil van God. Die vraag is, hoe kry ons dit reg? Ek dink in die eerste plek om te sê dat ons moet kies wie ons wil wees. Ons moet ons identiteit verstaan, ons is God se kinders, ons leef tot sy eer, en daarom is dit belangrik dat alles wat ons doen, nie eintlik oor ons gaan, of die fokus op ons wil hê nie, maar dat 'n mens eintlik die eer van God soek, en 'n manier soek hoe God deur ons lewe geëer en gedien kan word. In die tweede plek is natuurlik ook om te sê, maar ons moet ook die woord gebruik as riglyn vir ons lewe. En ons moet dit reg verstaan vanuit God se bedoeling en leef uit dit wat die Here vir ons kom gee. Ek dink soos wat Jennifer hierdie teenstemme in haar gedagtes ervaar het, is daar baie teenstemme wat ons vandag hoor. Stemme wat sê, maar dis normaal, die tyd het verander. Ons leef nie meer in die ou tyd nie. Die waardes van vroeër is nie meer dieselfde nie. En ek dink is al hierdie teenstemme wat vir ons versoekings word, wat maak dat ons eie planne wil maak en leef volgens ons eie wil, in plaas daarvan om God se eer ook te soek in ons lewe. En mag die Here vir ons ook help om, soos wat Christus vir ons die weg gewys het, dat hy kies om God te dien op 'n lydingspad, dat ons die Here kies, deur te sê dat ons in elke besluit wat ons neem, dit nie doen vanuit ons eie begeerte en ons eie eer en ons eie wens nie, maar dit wat vir God belangrik is en dit wat die Here ook in sy woord vir ons kom leer. Kom ons bid saam. Here, mag U vir ons seën, mag U vir ons gehoorsaam maak aan U woord en help vir ons, Here, om elke teenstem te staan, omdat ons U liefhet. Amen.